Goeiemiddag en welkom by die laaste dag van kwartaal 2 by Hoërskool Brackenfell. Saam met my soos altyd Angelique en ek is Marco en natuurlik ons het so lanklaas met julle 'n pot luisteraars daar buite geluister of net bietjie gepraat want hierdie kwartaal was absoluut besig en ek dink dis toevallig die tema van ons dag vandag, van ons hele gesprek hier Angelique is alles wat hierdie kwartaal gebeur het en plaasgevind het. Maar kom ons begin, hoe gaan dit met jou? Riso, hierdie eksamen het my verniel. Die merkwerk is rof. Die hele kwartaal was my verskriklike vinnige kwartaal. I am tired, I am broken. I'm looking forward to the holiday and I think a lot of our listeners are actually looking forward to the holidays. My plan vir die vakansie is om so min as moontlik vir so lank as moontlik te doen. Ek love jou planne. Ek dink ek gaan jou planne steel vir myself daaroor. So, want ek gaan bietjie hiberneer, jy weet, wegkry vir die koue en ja, en ek dink daar's soveel om oor na te dink van hierdie kwartaal. We've got so much to reflect on. Maar hoe gaan dit met jou? Ek het jou so lank terug gesien want jy bly nou nie meer aan my gang nie. Jy het nou 'n bietjie getrek. Daar na die ander kant toe van die skool, so nou sien ons mekaar aan die ander kant van die treinspoor. Aan die ander kant van die gang. Ander kant van die gang. Nee, dit gaan goed besig. Ek dink jy gaan nou agterkom met al die goed wat ons noem besig. Ek en meneer Haman wat die klank en produksie jaarklub van die skool is. Daar's letterlik elke liewe week iets met kultuur wat 'n groot show is en livestreaming en al iets. Maar ons gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. So ek moet vir jou sê op hierdie stadium voel dit nie of mense altyd grondvat nie, nê. Dit voel letterlik of jy net spartel daar in die see. Dit is so en toe daai klok gelei het jy die verligting gevoel wat so uit jou uitsyfer. Dis asof jou hele liggaam sommer met die klok wat lui net so gemaak het. Ja, dit is regtig, dis waar ek is. Ek is baie opgewonde om my skooltas net neer te sit in 'n kas en te vergeet van my skooltas. Ja nee, ek moet nogal vir jou sê, toe die klok lui waar ek in my kar gespring het en maak saak wie voor my is nie, ek sal lei die pad uitry. Ja, ek voel nou niks vir mense nie. Toe onthou ek en jy het eers 'n lekker gesprekkie wat ons hier na skool moet doen voor ons kan huis toe gaan om die lekker vakansie te geniet. Opgewonde om weer vir 'n slag agter die mikrofoon te sit. Ons was lank terug in die venue gewees om te nee, ons moet nou maar weer van scratch af begin, lyk dit vir my. Oorgey, so ek is op vir 'n uitdaging, Maar kom ons begin, sonder any further ado, ek weet jy wil lekker vakansie gaan hou saam met jou kiddies. Ek wil met my rusperiode begin en bietjie saam met my vrou lief ook gaan lekker vakansie hou. So, kom ons praat bietjie net oor alles wat hierdie vakansie gebeur het. Ons het op al ons aspekte, kultuur, op akademie, op sporte en natuurlik is daar 'n klomp sosiale goeters wat ook gebeur het binne en buite Brackenfell, maar wat tog nog steeds te doen het met ons as brakkies. En ek dink ook daar waar ons kinders betrokke was, het hulle goed gedoen, hulle het presteer. So ek dink elke brakkie het 'n welverdiende vakansie wat voorlê, sodat almal hulle batterye kan herlaai want kom ons wees eerlik, kwartaal 3 gaan nie rustiger wees nie. O nee. Ek is klaar benoud oor alles wat beplan word in kwartaal 3, maar ons gaan nou 'n bietjie net so bietjie 'n paar goedjies laat glip oor wat in kwartaal 3 gaan gebeur, maar ek dink dit is belangrik dat 'n mens reflekteer oor dit wat goed was in kwartaal 2, want daar was baie goed wat baie goed was. As 'n mens nou so kan stel. So ja, ek dink as 'n mens nou sommer, jy weet, al uit die blokke uit kan spring, kan 'n mens praat oor kultuur. Kultuur is baie na aan my hart. En ja, ek moet sê ons kultuurdepartement is fenomenaal. They went above and beyond. Hulle was besig. They were dancing, they were acting. Die kultuur was 'n besige groepie. Ek moet nogal vir jou sê, ek het so tussen deur die vines en ek wat nou ook bietjie betrokke is by die kultuur met die produksie en so nou. Julle het aan daai Stateford deelgeneem en die resultate wat teruggekom het van die Stateford was absoluut toppunt geweest. Fenomenaal. Ons het verskeie kategorie wenners. Ons het een van die kinders wat nou en dink dis nie Stateford nie, maar dis ATKV redenaars Jano Du Plessis wat deurgedring het na die tweede ronde toe van die Wes-Kaap. Vir die eerste keer in 'n lang ruk wat dit gebeur het en is die eerste keer wat hierdie leerder ook aan redenaars deelgeneem het. So vir hom was dit 'n prima prestasie, so baie trots op hom. Ons het in die verskeie Statfords so goed gedoen. So ja, elke kind of elke leerder wat kom deelneem het aan die Statfords het ons skool se naam so hoog gehou en hulle was ware ambassadeurs vir kultuur en vir Brackenfell. So baie trots op elke kind. Dis great om te hoor. En natuurlik ons vorige episode wat ons ook bietjie gepraat het oor kultuur, oor hoe die kinders gesoek het na wat
daai bietjie ekstra is wat hulle kan doen vir kultuur en dan dis so lekker om te sien hoe kultuur ook bietjie begin uitblink by Brackenfell natuurlik. Ja, en dit is my lekker om te weet hoe as 'n mens nou gaan kyk na jou Facebook plasings, hoe die kinders, dis nie net sportprestasies nie, dis kultuurprestasies, dis akademiese prestasies. Ons kinders is regtig besig om ongelooflik te presteer, maar kultuur definitief dink ek they are stepping it up. Ek dink byvoorbeeld aan tienertoneel, die ding oor Janine het baie goed gedoen. Hulle is deur na die finale toe wat vir die eerste keer in 'n baie lang tyd weer gebeur het. So baie trots op Juffrou Benny en die klomp jong aktrises en akteurs wat ons het, want dis 'n besonderse teks wat hulle 'n produksie wat hulle op die planke gebring het. So baie trots daarop. En natuurlik waar ek die voorreg gehad het om as beoordelaar op te kon wees was by Brackies Got Talent. We've got a lot of raw talent in our school that's not seen. I heard girls sing for the first time. I knew that they were singers, but I haven't heard them sing on a stage. En van ons meisies het so mooi gesing. Ons het dansers gehad. Ons het 'n band gehad wat gitaar en klavier en Jeremiah hulle daarso in Chelsea. Hulle was eisters geweest en dit was so lekker om weer so 'n faset van kultuur te kan beleef. En wel dan aan elke kind wat aan Brackies Got Talent die waagmoed gehad het om op daai verhoog te klim en to showcase their talent. As one of the judges, I had the best time. It was such a privilege to be there and to judge and to see the talent. En nou het 'n mens jou oog ook op 'n paar kinders wat 'n mens kan nader vir produksie 2026. O ja, dis 'n groot een wat gaan kom want dis 'n massiewe een, daar's ek groot. het so ons moet net vir 'n oomblik stil staan daar. Ek hoor so via die grapevine ons skool gaan ons eie produksie skryf. Jy is 100% reg met dit wat jy gehoor het. So we are a panel of about 9 teachers that and with different meetings we have sit down, we have collaborated on an idea, and we have dreamt up probably one of the most exciting productions I've seen in a very long time. It is an original text. We are catering for talent in Brackenfell, and I cannot wait for the writing process to start, because now we've got the bones, but now we need to give it muscles and we need to color it in and make it lewendig en al daai goedjies. But ja, ek dink vir enige kind wat 'n behoefte het om op die verhoog te wees, we're going to have dance, we're going to have singing, we're going to have acting, en natuurlik jou backstage hands. So daar die produksie van 2026, we're going to cater for a bigger group of children. We want to showcase our talent in school, and we don't want to just focus on 15 or 16 or 20 pupils. We want to cater for at least 150 pupils, which we would like to have on the stage, because everyone needs to find a place where they can belong. So I do hope that when we open for auditions for production 2026, that our pupils will come and they will audition, and hopefully they get the role that they would. En net as ek ietsie kan laat glip, no teacher will appear in the production. It will be a student-based production. Die kinders gaan alles doen. Obviously the teachers will facilitate and coach and daai tipe van werk gaan die onderwysers wees. Maar ons is nie daar om die limelight of die spotlight te vat. Geen onderwyser gaan gecast word nie. Dit gaan die kinders wees. Ek is so opgewonde om te sê dat dit is nou die nuwe ding wat ons gaan probeer, en ja, ek is baie opgewonde. Ek is nuuskierig en opgewonde. Angstig, goeie angstig, but I think it's going to be a really good thing to do. Ons gaan dit kan doen. Ek dink so ook, want ek het volle vertroue in die Brackenfell leerders dat they're going to come to the show, they're going to audition, we're going to have a fabulous talent-filled cast, and I am so excited for what's going to be. Ek is regtig opgewonde. Ek kan nie op ons begin nie. En dit is met die showcase, met die dans. En natuurlik kan 'n mens opgewonde wees vir die produksie van 2026, want ons het nou 'n bietjie gepraat oor die tienertoneel wat natuurlik wys wat se akteurs het ons. So ons het die kinders in die kapasiteit om akteurs te wees. En iets wat ook baie groot was hierdie kwartaal was die dance showcase geweest, waar ons matrieks en ons dansers van die skool absoluut 'n show opgegooi het. Dit was soos Afrikaans is groot backup danser kwaliteit gewees. Ja, en vir baie mense wat dit nie weet nie, is dat die dance showcase was ons graad 12 se praktiese eksamen gewees. So hierdie ouetjies het gedans vir punte. Dit was hulle praktiese komponent van die dansvak wat ons aanbied by die skool, sodat dit hulle die geleentheid gegee om te kan dans en so aan. Ekskuus, daar het ek nou so iets in my keel met my bla. Alright, gedans het. Ja, okay. Ja.
Ja, en hulle het natuurlik gebruik gemaak van juniors wat saam met hulle gedans het. So dit was lekker om te weet dat behalwe dat ons kinders so goed dans want hulle is lief daarvoor dat hulle dit ook gedoen het uit liefde uit, maar ook vir 'n akademiese komponent ook. So dit was nogals dit was 'n regte ervaring geweest om daai kinders op die verhoog te kon ervaar en ons het 'n buitemoderator gehad wat natuurlik die kinders se assesserings kon behartig het en so aan. Maar ja, well done to Mrs. North and Mrs. Telemarcus Peters for what they've done with the children. I walked through the hall a few times and it was amazing how they guided the children to get the results that's needed. So ja, daar was baie harde werk wat agter die verhoog aangegaan het en self ook met juffrou Benny met haar tienertoneel. Mens moet vir haar ook dankie sê. Sy het ongelooflike ure geoefen. Vir bitter min mense wat dit weet. Sy het op Vrydagmiddag nadat die skool gesluit het, ek dink elke middag tot omtrent 5:00, 5:30 Met haar kindertjies geoefen. met haar kinders geoefen. Niemand was bewus daarvan as jy nie deur die saal geloop het nie. So ja, daar's baie ure wat ingesit is deur ons personeel. En dan natuurlik dink ek een van ons groot goedjies wat ons ook oor opgewonde is ons koor. O ja, hulle kry nie altyd baie die krediet wat hulle en hulle doen eintlik Nee. so goed. En so in die leiding van juffrou De Pre, dink ek ons koor is besig om te groei. Ons koor is besig om baie goed te ontwikkel. Ek weet die koor was vir 'n rukkie lank bietjie jy weet stil en so aan. Maar juffrou De Pre doen ongelooflike goeie werk met ons koor sodat hulle in die ATKV Applaus kompetisie deelgeneem het wat 'n nasionale koorkompetisie is en hulle het meegeding teen sterk kore. En ons ouetjies het met 'n silwer toekenning weggestap. Dit is 'n Sjoe. massiewe prestasie vir ons skool. Dit is 'n bitter groot prestasie. Ja, en die komplimente wat die koor gekry het, meneer Leroux het melding daarvan gemaak, dat hulle die koor oefen eintlik nou al nog net vir 'n paar maande saam. En Sjoe. dit is die toekenning wat hulle gekry het. So vir dit om te gebeur in 'n paar maande. Is excellent. Dan ja. sien mens uit sommer na wat die koor Ja. vir ons kan bring. Hou jou oog op vinnige hierdie toekoms. hierdie ouetjies want ek dink saam met juffrou De Pre gaan hierdie koor nog vir ons dalk 'n groot kompetisie losslaan. Mens weet nooit nie, maar ek voel dit in my kultuurbene. Hier's iets op pad, hier broei iets. So ek is baie opgewonde. En natuurlik 'n paar van daai koorkinders is ook natuurlik dalk van ons hoofsangers en akteurs vir volgende jaar se Hoor jy hierso, ek sê vir jou, so ek hoop werklik waar dat die kinders besef dat kultuur is hier om te groei en die mooi van die samelewing saam te vat. So ek hoop regtig waar in kwartaal 3 en 4 dat ons die regte talente kan sien, dat ons kan help ontwikkel sodat ons vir 2026 'n fenominale kulturele jaar kan hê by die skool want let's be honest, culture always needs to take a bit of a backstand and I think now with all the prestigious toekennings wat ons kry, is kultuur besig om to take its rightful place. Hulle is besig om te groei. Ja, en dit is my baie positief om ons kinders op die verhoog te sien. En natuurlik ietsie vir kwartaal 3 waarin ons aan die werk is ons eerste kultuursaal vir die jaar waar ons bietjie gaan showcase. So ek's baie opgewonde daaroor. En ja, dan wil ek nou nie te veel verrassings weggee nie, maar ja, goeie goed wat op pad is. Daar's goeie goed. Absoluut, absoluut. En dan natuurlik soos jy sê, die kultuur wat groei en ons skool wat tog maar op alle aspekte ook groei en verbeter en so. Baie krediet altyd by ons is die sport natuurlik, maar ons sport doen ook op hierdie stadium verskriklik uitmuntende werk met baie van ons leerders. Met groot prestasies, hoor. Baie Regtig, groot waar my mond prestasies. het oopgehang toe ek bietjie op Facebook gaan rondkrap het vir inhoud vir die potgooi episode vandag. Dat ons kwartaal mooi kan opsom en bietjie kan praat. En my mond het oopgehang. Ek het nie besef dat ons sport dit so goed gedoen hierdie kwartaal nie. Ja nee, en ons praat nie spesifiek van op die groot wedstryde en goeders wat speel nie, maar individuele kinders wat ook natuurlik absoluut uitgeblink het hierdie kwartaal. As ek nou vat byvoorbeeld by landloop en ek is nou nie 'n landloopmens myself nie. Ek gaan 'n kilometer hardloop en dan gaan ek lyk asof ek 10,000 kilometer gehardloop het, so dood neer gaan ek slat. Maar Nicholas Kilian wat byvoorbeeld tweede in Suid-Afrika gekom het met landloop. En ek dink met sy atletiek ook, as ek dit nie mis het nie, het hy nie baie goed in sy atletiek ook gedoen nie. Daai kind het so en weet jy wat, as 'n mens buitekant loop en jy gaan staan by die paviljoen, dan is Nicholas Kilian besig om te oefen.
saam met klein Leonie van Rooyen dink ek ook. Die tweeetjies is besig om te oefen. Hulle hardloop daar het klap. En ja, so hulle harde werk word definitief beloon. So mense kan net trots wees op want dit is 'n Ja, dis dedication en deurset vermoë. En wie weet, hy is dalk een van ons volgende Comrades marathon wenners, jy weet. Ja, hy ja, keep your eye on this space want ek dink nogals dis 'n realiteit vir die seun. Dis iets waarna toe hy dalk waarskynlik werk. En ag hy's 'n mooi kind, hy's 'n ordentlike kind en hy's so nederig. Daar's nie vir my eintlik 'n arrogansie wat saam met hom kom oor sy prestasies nie. Hy werk in die stilte, hy doen sy ding en hy is vir my net hy's 'n goeie kind. Hy doen wat hy moet doen. So dit wys in sy menswees. Hy's 'n goeie atleet. Hy's 'n goeie kind. So ja, ek dink dit kom hom toe dat hy hierdie prestasies, hy verdien dit. Hy werk regtig hard daarvoor. Ja, absoluut. En dan ons praat so van leerders wat hard werk. Nog 'n leerder wat verskriklik hard gewerk het natuurlik is Zander van Sail, een van ons rugby spelers wat amptelik hierdie week gehoor het dat hy in die WP onder 19 span ook opgeneem is. En dis eerste keer in 'n lang tyd wat Brackenfell daai geleentheid het om 'n speler te gaan hê wat vir die WP Curriebeeker gaan speel. Risa en ou Zander is in my registerklas, so ek het die voorreg om regtig tyd saam met ou Zander ook te spandeer. Ag, ek geniet vir Zander. Zander kan dalk bietjie meer akademie praat, maar wanneer hy daar is, hy doen regtig moeite met sy rugby en hy commit tot die dissipline. En ek dink hy verdien dit regtig. Hy's 'n goeie rugby speler. En as ek dit nie mis het nie en ek praat nou onder korreksie, is hy nie ons kaptein van ons eerste rugby span ook nie? Hy is ons kaptein, hy is ons groot kaptein en ek moet vir jou sê as ons praat van livestreaming, sy naam word nogal verskriklik baie genoem. Daai mannetjie is so 'n goeie leier op die veld. Ja, so ek dink ons kan regtig trots op hom ook wees want ek dink hy word raak gesien en ek weet sy hart is om uiteindelik 'n loopbaan hiervan te maak. So ja, ons beste wense vergesel hom en ons is seker dat dit gaan nie net by WP Rugby stop hierdie jaar nie, maar dat daar definitief vir hom 'n groot blink toekoms. Wie weet, dalk het ons nog 'n Springbok wat wag. Mens weet nooit nie. Mens weet nooit nie. Want ons het Cheslin Colby en 'n Zander van Sail wat vir ons is. Kortnels Kosaan ook wat in die Springbokke natuurlik is. Hom nooit vergeet. Ja, nou dat jy daai man weer opbring. Daai man is darmal 'n absolute steunpilaar wat vir hierdie skool gewees hoor. Ja, jy weet ek sê vir jou so. Ja, ons presteer Ja, en ons seuns is nie natuurlik enigstes wat presteer nie. Ons het 'n so 3 meisies wat by die netbal uitgeblink het en die WP span die junior WP span behaal het. Tatum, Jordana en Jasnay wat in die WP span opgeneem is. So, hierdie ouetjies speel mooi netbal hoor. Het jy hulle al gesien netbal speel? Ek moet vir jou sê ek het nou nog nie kans gehad om by die juniors nie. Altyd as my rugby spanne speel, dan speel die juniortjies, maar ek het nou al so 1 of 2 van die eerste span en die tweede span se wedstryde gaan kyk en ek moet vir jou sê ons meisies is fenomenaal hoor. Hulle verdien regtig om absoluut die hoogste van gehalte netbal liga te kan speel want hulle speel uitmuntend in netbal. En hulle speel met hulle hart. Dis nie net hulle speel met hulle hart en hulle vertoon so mooi op die baan. En ja, ek dink ons het goeie sportman gees ook by die netbal. Dis hulle is regtig so well done girls. Ek dink julle verdien dit. En een van nou terwyl ons op netbal is ons onder 14 spannetjie by die netbal wat ook deurgedring het na die volgende rondes toe vir uitspele en so. Ja, ek dink hulle het uitgespeel vir nommer 1 in die Weskaap. As ek reg is dit so. Ons feite mag dalk nou so 'n bietjie ek onthou dit nou so hier van die punt van my kop af. Ja, hulle het uitgespeel om die Weskaap te verteenwoordig, as ek nie mis dit nie. En as ek reg is het hulle baie goed gespeel en baie goed gedoen ook. Ongelukkig nou nie gewen nie, maar baie goed hulle taak gekwyt. Ja, en ek dink ook daar dink 'n mens nou aan Juffrou Opperman wat hulle afrigter is. 'n Mens kan vir haar ook geluk sê want ek weet sy het baie hard geoefen met hulle baie ure saam met hulle op die baan spandeer. So ja, wel dan Juffrou Opperman. Absoluut. As ons weer sien, vat ons onder 15 Weskaap. En dan natuurlik het ons ook iemand nuuts wat hierdie jaar by ons aangesluit het wat ek ook nog nie genoem het regtig nie wat ons hokkie oorgevat het en daar's soveel goeters wat beraam is en ons hokkie wat verbeter natuurlik ook. Ek dink nou aan Andrea Titus wat ook in die WP onder 18 Noordspan ingeneem is vir meisies onder 18 hokkie. Ja, Andrea is vir my 'n absolute rolmodel en 'n absolute ambassadeur vir ons skool. Daar waar sy is ons hoofmeisie. Sy is in die top 10 akademie as ek dit nie mis het nie. Sy is die hoof van die VRL. Sy dien omtrent op elke vereniging wat in ons skool is and she just performs where she is. So she doesn't slack.
Sy is hier van vroegoggend tot laat aand partykeer, and she does amazing wherever she's placed. So for her to also perform in hockey, that is amazing. And she's also the first team hockey girls captain as well. So I mean, for your captain to be placed in the Western Province team, that is a very Massive achievement. And sy is so nederig, she's so humble when you speak to her. Sy is net vir my 'n ongelooflike kind, maar sy werk hard. Sy kla nooit oor haar lot nie. Sy werk hard. Dit is waarop dit neerkom. Ja, en sy het daai uithou vermoë om hard te werk en aan te hou werk. En ja, sy verdien regtig alles wat haar toe kom. Marisa, dit was nou nie asof dit maklik gegaan het by hockey hierdie jaar nie. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. Hockey het sy eie uitdagings hierdie jaar gehad. Ons hockey organiseerder is prima, sy werk hard en sy doen soveel goed in die jy weet, half in die agtergrond en sy is stil besig om 'n ding te doen. Maar behalwe vir die nuwe organiseerder wat ons gekry het, wag ons vir ons turf om klaar te Ja, die AstroTurf. Maar hy sou hierdie opgradering voel asof dit net nie einde kry nie. So ten spyte daarvan dat die hockey organiseerder elke keer 'n ander venue moes kry vir kinders om by te oefen, which was a logistical nightmare. I think I would not want to be her, let's be honest. Our kids still performed. Ons wedstryde, ons uitslaa is nie te sleg hierdie jaar nie. Dis eintlik goed onder omstandighede. Dis 'n groot verbetering van wat mens laas jaar kan sien. Verstaan al klaar en jy weet en ons wag van ons turf om klaar die AstroTurf om klaar met sy opgraderings klaar te kry. And the final date has been moved continuously. En ja, dit gaan goed met ons kinders en dan het ons 'n kind wat in die WP Noordspan opgeneem is. That speaks for itself, I think. So watch this space in sport. Ja nee, kyk hier so, hou jou oë op ons, waar ons gaan vir julle nog wys hoe dit gaan. En dan ook op sport, nou 'n bietjie meer een van ons oud leerlinge, maar ek dink iets wat baie mense ook afskeep in die land partykeer is die cricket. En ek bedoel die ICC 2025 cricket wêreldbeker was ook nou hier en ons het 'n oud brakkie daarso in daai span. Dane Patterson. En hulle het gewen. Dit is so, ons het nog 'n wêreldkampioen. Het hulle nie teen wie hulle teen Australië gespeel, né? So I mean, so nog die Aussies. Nog 'n amptelike kampioen wat van Brackenfell afkom. Ons begin nou daai medaljes inhoop hierso by Brakkies. So I think we need to praise our athletes and our sportsmen and women for their dedication throughout the season, for their hard work. Julle is merkwaardig. I think that basically sums it up. You represent your school in such a magnificent way, in school and out of school, and we are proud of every athlete, every sportswoman and man, even die ouetjies wat met hulle buitesporte so goed doen. Ek dink daar's baie e-sports waarvan mense nie eens altyd weet en al. So ek dink as jy regtig wil die moeite wil doen, gaan op Facebook en gaan kyk. Daar is regtig baie atlete wat ons nou nie eers genoem het nie, wat ook die erkenning moet kry, wat so hard werk en presteer daar waar hulle is. Sowel dan aan elke persoon wat aan 'n sport van soort aan deelgeneem het en daar waar jy presteer het. You are valued en ons hou ons oë op julle want julle gaan die ding doen. Maar ek bedoel, ons kan nie net op sport fokus nie, want ons het nou kultuur gepraat, ons het nou sport gepraat. En nou moet ons eintlik hoekom ons by 'n skool werk is by die akademie natuurlik. Is by akademie, maar ek dink ons gaan na die breek gaan ons oor akademie praat, omdat ons net gou-gou 'n bietjie aandag gee aan ons borge. Ons moet ons borge bedank. Natuurlik, hierdie was nie moontlik sonder ons borge natuurlik. Absoluut, en ons het fenominale borge. En natuurlik hierdie advertensiebreek word gebring deur Hoërskool Brackenfell. En wie is ons as dit nie vir ons sponsors is nie? Hierdie mense is absoluut great. King Cars, Polar Ice Cream, Bom Koffie, Tafelberg Meubels, Waltons en Cape Gate Shopping Center, die steunpilare agter die podcast van Hoërskool Brackenfell. Ja, so ek weer eens dankie aan ons borge, want wraggies, ons kan dit nie sonder hulle doen nie. Maar ja, ek dink 'n mens moet nou net weer gou-gou hersien. Ons het nou mooi gepraat oor kultuur wat fenomenaal was. Ons het gepraat oor sport wat op sy eie altyd goed doen. Maar daar's een hoofrede hoekom ons by ons skool is. Akademie. En mense wil dit nie altyd hardop sê nie, maar ja, ek dink 'n mens moet ook besef dat akademie speel net so 'n groot rol in die ontwikkeling van ons leerders. Want ons het kinders wat groot akademiese drome ook wil laat bewaar. En
ons kinders moet ook besef, ja, 'n sportprestasie is fenomenaal, 'n kulturele prestasie is net so ongelooflik, maar ons wil ook akademies presteer en ek dink die Brackenfell onderwysers is besig daarmee. Hulle is hard besig met die akademie. Ons top 20 elke jaar se uitslae is goed. Ons kinders doen goed en ons kinders meeste van ons kinders word aanvaar by universiteite van hulle keuse wel. En ek dink dit is belangrik om bietjie stil te staan by akademie. Ja, soos ons sê, ons praat altyd van ons kultuursterre daar buite, soos Andriette Nordman of ons rugbysterre soos Cheslin Kolbe, maar ons het sulke groot akademikuste, ek hoop dis die regte Afrikaanse woord, akademici. So ja, ek's nie 'n taalonderwyser nie, maar wat ook op ons mure verskyn, wat internasionale wetenskaplik is, of die maatskappy by universiteit oorsee of so is. So ons intellektualiteit hier by die skool is ook natuurlik 'n baie groot ding vir ons. Op 'n lekkerder noot van ons akademie, ons toerisme departement hierso was hierdie jaar op 'n bol gewees, hoor. Ek moet sê hulle was baie oulik vir my ook gewees en wat hulle daar gedoen het, so toerisme fokus op die toerismebedryf. Leer ons bietjie meer van toerisme bedryf en die ins and outs en al daai goedjies en ja, en hulle het toe nou dit goed gedink om 'n toerismedag, 'n vakdag te hê. Ons gaan nou oor die ander vakdag ook praat wat ons gehad het. En met toerisme het hulle waardering uitgespreek oor die verskillende kulture wat in ons land is. En hoor hierso, ons kinders het so mooi aangetrek. Almal het verskillende kulture gekry om uit te beeld. Nie noodwendig die kultuur waaraan jy self eers behoort nie, maar net om 'n waardering vir die verskillende kulture en die kulturele praktyke wat op buitekant is, waardering voor te kan toon. Daai mooi reënboognasie soos Nelson Mandela altyd gesê het. Ubuntu en so aan. En die oudjies weet ek het ook verskillende disse skool toe gebring en saam met hulle onderwyser juffrou Carrie Smit en meneer Gous 'n kulturele disse geproe en geëet saam met die kinders en hoorie so ek dink dit was 'n lekker dag vir ons kinders gewees. So ek jammer ek het daar nie rede geval daarso met die twee die disse sê. Daar was letterlik 'n leerling. My klas is toevallig nou baie gelukkig langs die toerisme klas. En daar het kort kon dan kom maar 'n leerling in met hierdie vreemde dis en ek moet sê hierdie een meisie vir my so ek weet ek het nog nooit die Pavla of so ietsie gebring en dit was so lekker geweest. Pavlova. Ek dink dit was Pavlova. Jy praat ek is nou Turkse nagereg. Maar net om daai kulture van die wêreld en van Afrika en van ons land uit te beeld. Dit was so indrukwekkend en so mooi om te sien met al die kleure en wat se tradisies en ek moet nogal sê ek haal my hoed af vir die toerisme departement. Dit was 'n inspirasie geweest. Regtig waar hulle het so oulik gewerk. So dankie aan juffrou Carrie Smit wat die vakhoof is van toerisme en dan meneer Gous wat ook daar betrokke is. Julle doen goeie werk. Die kinders is positief en opgewonde oor toerisme. En ja, ek dink dit was 'n goeie ding geweest. Dit was 'n goeie ding. En iets waarby jy betrokke is want ek weet dis jou departement ook. Afrikaans wat natuurlik hierdie jaar sy 100ste verjaarsdag gevier het. Ja. Een van die jongste tale in die wêreld, maar tog een van ons mees gesproke tale in Suid-Afrika. En ek wil dit net nou noem, 'n trivia, 'n feit wat ons nou hierso net sommer so in die hoed kan gooi. Afrikaans is die tweede mooiste aksent in die wêreld op 'n lys. Geklassifiseer. So goeie Afrikaanse aksent. It's delicious. Maar ja, ek dink ons moet net gou stil staan op die 100 jaar. So daar het 'n bietjie verwarring daarin gekom want Afrikaans is nie noodwendig net 100 jaar oud nie. Ons praat al Afrikaans vir baie langer. En Afrikaans is 'n mengelmoestaal as 'n mens dit nou so kan van al die tale van Europa. Ons 'n bietjie Frans, bietjie, jy weet, Duits, bietjie Nederlands en so gaan die lysie aan wat deel vorm van ons taal. In my opinie is dit die mooiste taal in die wêreld. Maar hoekom ons sê Afrikaans is 100 jaar oud, dit is 100 jaar as 'n akademiese taal. So 100 jaar terug is ons geklassifiseer as 'n akademiese taal, wat beteken ons kon skool gaan in Afrikaans, ons kon universiteit toe gaan in Afrikaans. Dit is aanvaarde. Yes, en dit was toe nou, want voor die erkenning het Afrikaans nog nie sy eie taalreëls en stelsels gehad nie en dit was 'n taal wat ontwikkel is. Die taalreëls is geskryf en alles en ons vier daardie bestaanjaar. So vandat ons 'n amptelike taal, die erkenning as amptelike taal die akademiekant agter Afrikaans. Yes, en dit is so Afrikaans is baie ouer as 100 jaar. Nee, hulle praat hom al vandat
die Nederlanders hier in aangekom vroeg het, jy 1600 weet, en hier gekom het. So mense was bietjie onseker oor wat ons bedoel het met Afrikaans is 100 jaar, maar ons is 100 jaar as akademiese taal en dit is iets merkwaardigs vir ons taal. Ja, en ons taal groei natuurlik ook elke liewe dag en elke liewe dag, week. hy ontwikkel, jy kry ietsie soos 'n idialek wat beteken elke persoon praat sy eie weergawe van Afrikaans, dan het jy jou streeksdialek, streke het hulle eie dialek en hoe hulle dan Afrikaans praat en al hierdie forme van Afrikaans maak Afrikaans uniek. Afrikaans ontwikkel ook soos vir tegnologie en omstandighede en al daai goedjies, dit vorm deel, soos vaping byvoorbeeld, die Afrikaanse ekwivalent is damprook. Damprook. Dit is, verstaan jy, so ons moes nou 'n Afrikaanse alternatief kry vir die woordjie en dit is hoekom Afrikaans die heeltyd besig is om te ontwikkel. Ja. En dis 'n mooi taal, dit is so 'n kleurvolle taal en 'n beskrywende taal, dit is net, ek gaan ophou want dit is 'n mooi Mens kan taal. sing die passief Afrikaans is nooit meer. Definitief. Iets wat jy vir ons ook bietjie gaan aankondig van ons onderwysers wat natuurlik ook uitblink in hulle gebiede. Yes, en dit sal nou natuurlik juffrou Kutse wees by geografie. Nie net was hy deel van die proses om ons weerstasie te kon implementeer by die skool nie, maar sy is ook natuurlik uitgenooi na die Teachers Award toe en sy het die 3de plek behaal in die meet as jou toponderwyser. So dit is 'n uitsonderlike prestasie vir ons skool en vir juffrou Kutse. Baie geluk juffrou Kutse, want ja, ons weet hoe lief is jy vir geografie en hoe hard werk jy aan geografie en om die nodige getalle te kan behou in geografie, maar ons as 'n skool is baie trots op juffrou Kutse. Ja nee, dis regtig great news, well done juffrou. En dit is ook nie om enige ander onderwyser nou, jy weet, half te laat terugstaan nie, want elke onderwyser in hierdie skool werk om menslike harte te maak, seker hulle is op datum met hulle vakkennis en ons onderwysers is ongelooflik. Ons het soveel onderwysers byvoorbeeld ook wat NSC merkers, moderators, hoofnasieners is. So we've got a lot of teachers that are doing so well in their subject. It's amazing. En nou wat ons bietjie hier tot die einde gekom het, nou nie tot die einde van die episode nie, ons het nog so 'n paar minute lekker om te gesels, maar ek dink ons gaan 'n bietjie wegbeweeg van sport en akademie en kultuur en net so 'n bietjie op 'n sosiale ding, alles wat hier in Brackenfell se lewens aangaan het. Die lekker goed. Lekker goed, soos iets wat vir my verskriklik uitstaan, is een van ons podcasters, Aldo Fritz, was nou die dag nie net op ons ou podcast programmetjie nie, maar op Bok Radio. En wat lekker van Aldo is dat jy gee hom 'n uitdaging en 'n man pak dit aan. Hy's nie bang nie. Hy gaan groot en hy doen wat van hom verwag word. Ek weet Aldo was natuurlik ook deel van die top 4 commentating span gewees saam met jou meneer Van Zyl. En hoor hierso, Aldo gaan groot. Hy floreer. Een van die dae gaan hy een van die 'n groot omroeper wees. Ja, ek haal my hoed af vir hom. Hy gaan dit definitief maak. Yeah, so to give context on what we are trying to talk about, on Youth Day, which is on the 16th of June, it was a public holiday, and Aldo Fritz was invited as a youth presenter to be on Bok Radio on the afternoon drive show, so with Zian and Mariesa. And Aldo got so many compliments from our community that sent in messages regarding his well-rounded Afrikaans that he uses, what he said, how he presented himself. Hy het 'n skerm gevat, hy het die verkeer gelees en hy het dit so goed gedoen. En Aldo, en ek wil bietjie spog met hom. Asseblief doen. Hy kort die erkenning. Ek dink hy kort die erkenning van al die jeugaanbieders wat by Bok Radio was Aldo Fritz die enigste kind wat in sy skoolklere daar opgedaag het. Want hy was trots op sy skooldrag. Die res van die aanbieders was in civies daar gewees. En Aldo was trots om te wys hy's 'n Brackenfell. Hy's 'n Brackenfell leerder en ek dink Zian het 'n vraag gevra, wat maak Brackenfell anders as enige ander skool in die Weskaap? En Aldo se antwoord was vir my so eg en so mooi en ek gaan nou paraphrase hierso wat hy gesê het, maar hy het gesê wat vir hom mooi is van Brackenfell is dat maak nie saak van waar of jy kom, wat jy is, wat jy nie is nie. Brackenfell is 'n gesin, ons is 'n familie en dit was my so mooi gesê. Ons het met Bok Radio kontak gemaak en hulle was gracious enough to send us the recording en ons gaan daai insetsel van Aldo wat hy praat, gaan ons nou vir julle hier speel in case you've missed it. Net vir ingeval het gemis dit, net om te hoor hoe mooi praat hy en
absoluut wat 'n verteenwoordiger hy is vir homself en natuurlik vir Brackenfell En hoe ook. trots hy is op die skool. Wat is, ek dink een van die dinge al by Brackenfell wat vir die meeste uitstaan, wat julle 'n unit maak. Ek dink die dissipline, ek weet nie. Sê Nee, dit nou net dis- omdat die Afrikaanse onderwyser hier sit. Mag Ja, jy het dalk gesê jy moet dit sê. wees. Ja. Ja, so Nee, ek dink Sê dit of ek slaan jou. ja, ek dink maar vriendskap want almal daar is vriendelik. Ek dink hier was een persoon wat nou nie skouer gaan draai en almal is vriendelik, almal het respek vir mekaar. Dis wat ons 'n familie maak by die skool. Nou, dis Like, nice. Ja. Dis nice. En daai kan jy nie leer nie, né? Niemand kan dit vir jou inboesem met vrees of met dissipline nie. Nee, glad. Daar's iets wat gebeur van self of nie. En as Ja. jy dit self reg kry, kudos. Regtig. Ja. Ek gaan nou mense kwaad maak, maar En ja, ek moet sê vir Hoendervleis die mooi. hoendervleis mooi. Ek dink ek moet so 'n paar tips ook gaan vang. Ek dink die jong man is 'n beter aanbieder as wat ek is hier op hierdie oomblik hoor. So ek dink daar is vir 'n toekoms. Nee, hy het definitief 'n blink toekoms waar ook al hy sy pad gaan probeer vind. Ja, Maar ek hy's- dink dis 'n baba goeie keuse om natuurlik 'n aanbieder in te gaan. Vir Dink Aldo. ook so, ja, ek dink ook so. En natuurlik die tyd van die jaar. Ooh, matriek afskeidkoers het ons getref. Hoor hierso, ek dink ek het lank terug die meisiekinders so mooi gesien en ons seuns het soos absolute galante here gelyk. Maar hierso ons kinders was daarom jy kon hulle deur 'n naal trek. En ek is nog moeg van die matriekafskeid. Dit was maar net gisteraand gewees. Ja nee, en dit is nogal 'n lekker laat aand gewees, hoor. Hoor hierso en ek dink ons dogters was so mooi. Ek het 'n paar van hulle glad nie erken nie. En wat bittersoet van die matriekafskeid vir my onder andere was, is dat ek is 'n graad 12 registeronderwyser. Ooh, okay, ek moet sê ek het gedoog jy gaan praat van die kos. Die kos was indrukwekkend Oh, geweest. soos altyd juffrou Boysen, jy Maar het soos goeie jy gesê keuses het. gemaak daar. Maar ja, bittersoet as 'n matriekregisteronderwyser. My babas is groot. Mense kan nie dink jy sê dit nie. En ek het nou nie noodwendig soos van die ander registeronderwysers 5 jaar saam met hulle kinders gehad nie. Dit was maar my tweede jaar saam met hierdie kinders, maar elke liewe kind in daai groep is dis 'n goeie groep. Dis 'n wonderlike groep Dis graad 12. werklik waar 'n wonderlike groep en ek gaan my kinders mis. Dis met 'n swaar gemoed, maar ook 'n positiewe gemoed wat 'n mens besef jy moet jou kinders groet want hulle moet plek maak vir 2026 se graad 8s wat op pad is. Weer die aansoeke is nou Ons deur. nuwe brakkies. Ons nuwe brakkies wat op pad is, maar ja, mense is opgewonde oor die toekoms, maar jy is hartseer oor dit wat was. Om te weet jy het jou kinders vir die laaste keer, jy groet hulle nou en elke liewe ding wat nou gaan gebeur voortaan is 'n groet van 'n vorm. Hulle dikterie, uitstapdag, hulle laaste interskole, hulle laaste, jy weet daar's soveel laastes vir hulle. Ja, hulle skool daar is natuurlik nou getel. Dit is bitter min daar vir hulle Dis voordat die letterlik- eindjaar matriek begin en dan is dit klaar. En dan maar- is hulle net in die saal, ons sien hulle nie weer nie, hulle is nie deel van die skool meer nie. Nee. So hulle geleenthede saam met die skool raak al hoe minder, so bittersoet. Ja, en dan Bittersoet. natuurlik ons praat nou oor hoe mooi het ons kinders gelyk en alles, maar julle as luisteraars kan ook gaan kyk hoe mooi het ons kinders gelyk want ons produksiespan het die hele event mooi opgeneem of waar die kinders nou ingekom het en dis ook beskikbaar op YouTube waar jy 'n bietjie kan gaan kyk ook natuurlik. So As jy dalk iemand gemis het, gaan loer daar. Maar ons het natuurlik die voorreg gehad om hulle te sien in Oeh, in lewende lewende lywe. lywe. Dis 'n ander spektakulêr. ja nee, ek moet sê die gees daar is nooit dieselfde op 'n video nie. Nooit nie, ja. En dan nog ietsie wat ons het nou oor Aldo gepraat wat natuurlik uitblink, maar iets wat ook bietjie genoem was of wat ons nou al ook agtergekom het en ek baie admiring vir hierdie jong man, ook 'n graad 12 leerling, Enzo Christians wat een van die finaliste is Top van 30. Top 30. Ja. Is dit nie top 20 nie, top 20, top 30, maar hy is in die top, hy is in die top. Hy is in die top finaliste vir Maak My 'n Miljonair en om Saam te met dink dis 'n Albert. graad 12 leerling wat moontlik al klaar of baie naby aan sy eerste miljoen is. Hoor hierso en wat vir my ongelooflik van Enzo se deursettingsvermoë is. Hulle doen alles self. En ek is natuurlik een van sy grootste aanhangers. O nee, ek Hy het ook die lekkerste tee en heuning. en heuning en olyfolie. Ek weet nog nie of jy al van sy olyfolie geproe het Nog nie die olyfolie, maar die tee en die heuning is eksepsioneel. Ek kan in die aande nie gaan slaap voordat ek nie my koppie rooibos tee met my heuning in het nie. Dit is wet in my huis en niemand anders se rooibos tee en heuning as
Tammetjies Holdings nie. Julle dis goeie gehalte. Hy doen alles self, hy bemark self en ek het 'n voorreg gehad om nou 'n bietjie bemarking saam met hom te doen in 'n privaat hoedanigheid. Maar he delivers. He doesn't make empty promises. He delivers. His products are amazing. He's efficient and he has a long-standing relationship with all his clients. So for him, it's really important to have that lasting relationship with his clients. So well done aan Enzo. Want en dit is hy's vinnig ook. Ek weet nie van jou nie, maar ek het byvoorbeeld die maandag het ek 'n hele lekker pakkie tee en heuning bestel en die volgende oggend toe stap hy voordat ek nog betaal het, toe sê hy so, here is your product en ek die manier presies wat jy sê, hoe hy sy kliëntebasis opbou en mens wil graag, ek sal enige tyd weer by hom heuning en tee koop. Dis vir my indrukwekkend dis my lekker. budget ingewerk, net laat ons weet. Ek moet nog obviously jy het nog gepraat so van die heuning met die tee, maar ietsie wat natuurlik bietjie ongesond is, maar baie lekker is jy koud jou hoender met daai heuning. Oeg, hy maak Ek so moet dit lekker bietjie probeer. Ek moet daai sê heuning spesifiek wat hy verkoop die is. sitrusheuning, sy Daai sitrus enetjie. Maak so lekker dik soet laagie op die hoender. Oh my goodness, ek gaan dit is maar heuning is nie ongesond die meneer, so. Nee, maar natuurlik. Die soet. Ja, so julle. Maar ek dink daar is soveel positiewe goed om oor te praat, maar ek dink daar's ietsie waaroor ons nog nie regtig gepraat het nie en dit is die podcast wat so stil was. Well, Let's talk about the elephant in the room. Dit was baie stil. Baie stil. And it's not because there was a lack of trying. We have to now say it, but we still don't have our venue. Ons We are working on the venue. Maar daar is planne in die pipeline wat meneer Raman vir ons het en dit gaan moontlik realiseer binne die volgende maand. So I'm very excited for that so that we can have a standing venue because let's be honest, it's such a process to break everything down, to reset up, to jy weet om alles in te stel. It's quite the adventure, let's put it that way. To Dis nie net 'n vinnige 10 minute opstel en nog aan ons. It's quite the process and so it wasn't for a lack of trying that we haven't been able to do any recordings. Daar was soveel goed wat gebeur het en een van die hoofgoeders hoekom ons nie regtig by podcasting uitgekom het nie is die live streaming. Ja, dit het ook vinnig gegroei. Live streaming, ek praat nou uit ervaring, ek en meneer Raman met ons produksiespannetjie. Ons het letterlik gesê ons sal 1 of 2 wedstryde afneem en dit het so groot geword dat ons is nou amptelik, ek sal nou nie sê 'n supersport nie, maar ons is besig om vir supersport na te jaag met commentating. Sover doen ons nou net netbal en rugby, maar ons kan nie wag vir die hokkie ook om te begin, want ons gaan op interskole die hokkie se wedstryd uitsaai. En hoor jy so, maar kan 'n mens skaak livestream? Met commentating. I'm asking for a friend. maar soos jy sê, die livestreaming se potensiaal wat ons ook nou begin het by Brackenfell. Bitterman skole het ook hulle eie livestreaming crews wat dit kan doen en skaak is natuurlik, dit kan gebeur in die toekoms as ons produksiespan bietjie uitbrei en groter maak. Een van ons events wat volgende kwartaal opkom is ons gaan byvoorbeeld die skuifskiet livestream. Wat dit gaan die eerste keer wees, ek weet nie hoe gaan dit wees nie. Ons is baanbrekers. Ons is baanbrekers. Podcasting en nou livestreaming. Volgende gaan ons radiostasie. Dit is nog die groot droom, is die radiostasie. Maar ja, so we have to say that ons is nou terug. Ek weet is nou soos die laaste episode van die kwartaal en alles, maar dit was die laaste bietjie en tweede eintlik. Ja, eerste. Die kwartaal was bietjie stil, but it's not because we didn't want to produce anything. It was really difficult with getting our focus and our energy on live streaming because that was something that we had to figure out. We had to, jy weet, ons moes hom nou afgerond het en ons kennis verbreed het en alles. And now the two can coexist peacefully. And we can have room for both. I think it's very important that we do have that because a lot of your careers will grow from this. En ons kinders wat hierby betrokke is in uurwerk, vir baie van hulle is dit 'n loopbaan eendag. Ons ligte ingenieurs en ons klankingenieurs. So there's definitely, we are working on multiple opportunities. And I think we need to say sorry that we've been quiet, but there has been good reason for it as well. So ek dink dis belangrik dat 'n mens net, we had to address it. I think that's very important. Net om vir mense te sê, ons het nie vergeet van dit nie. En ons is
ons kom daarby uit soos kan, maar soos jy sê, dit dinge begin nou so effens lyk of dit rustiger raak. Ja, en die spanne moes bietjie uitgesorteer geword het, die tegniese spanne, want jy kan nie een span hê wat podcast en livestream en dit en dat. Verstaan, so julle moes nou eers nog bietjie ook nog kandidaate kry om deel te vorm van die tegniese span, sodat die sosiale span hulle werk Ook kan bietjie doen. kan begin doen. Ja, so dit was 'n besige kwartaal met baie goeie goed. Baie goeie baie goed. goeie resultate. Yes, and it speaks for itself. Ja, en dan natuurlik die podcasting gaan van volgende kwartaal alweer volstoom ingedruk ding, ons- word en ons gaan episodes release. Daar klap. Ek wou gesê soos konijne, maar ek dink net die groter mense sal daai ingevang het. Ja, maar ja, en podcasting vir ons beide is in elk geval 'n baie spesiale plek in die skool. Dit is 'n groot liefde vir beide van ons en vir meneer Raman wat ook aan die stuur is van dinge. So podcasting will not go anywhere. It was hibernating. Let's call it that. It was Ja. hibernating, ja. Oh, en nou net so voor ons afsluit. Ons het gesê ons gaan nie oor praat nie, maar dit is maar vir my 'n lekker ding om oor te praat ook. Ons praat van Juffrou Kutse wat so goed gedoen het by my en ons praat van ons leerders, maar jy aan die ander kant natuurlik ook 'n baie groot baanbreker. Jy's onlangs op, as ek nou reg is, by goodthingguys.com het 'n artikel oor jou gedoen en jou TikToks wat jy maak oor hoe om kinders hoe jy die kinders vasvra natuurlik oor wat is die Afrikaanse woord vir alledaagse Engelse woorde en die opsies wat daar uitkom wat die kinders vir ons sê is absoluut hilarious soos ek kan sê. So vertel my net vinnig, hoe het jy aan hierdie idee gekom? Jonge, ek dink vir enige iemand wat braaf genoeg is om sosiale media aan te pak, it's very daunting. En dit het nogal soekig snaaks genoeg gebeur toe Juffrou Kutse die eendag vir my gevra het, wat is 'n vrummelvroempie? Ek moet bieg, ek nie geweet wat dit is nie. Sy het my die spelling gestuur en toe begin ek nou uitvind wat dit is. En dit het half die wiel aan die rol gesit. Ek het dieselfde woord saam met 'n paar ander woorde juis oor dat Afrikaans nou 100 jaar oud word hierdie jaar. As 'n opening in die personeelkamer het die eendag gepraat oor verskillende woorde en idiome en wat dit kan beteken en wat se oulike Afrikaanse beledigings jy vir iemand kan gee as jy nou nie 'n alternatief het nie. En ons was besig eendag in een van my graad 8 klasse, my Afrikaans huistaalklasse, en iets het net vir my gesê, doen gou hierdie oefening en julle dit was 3 minute, ons het dit opgeneem en die reaksies wat daar uitgekom het half dit bevestig dat this is maybe not a bad thing. Ek het dit op TikTok geplaas en dit het soos 'n veldbrand versprei. Dit het eksponensieel groter geword. Die kanaal het binne 3 maande dink ek amper 18,000 volgelinge gekry. Yes, so. Van die video's is al oor die 300,000 views en interactions. Dit is regtig, dit het so eksponensieel ontplof. En ek bedoel, as dan seker een plek is waar jy dit wil maak, dan skat ek dis TikTok. Maar ja, mense het partykeer 'n wanpersepsie van wat werklik in 'n klaskamer aangaan. Ek dink die grootste kritiek wat ons gekry het is, onderwysers is net op TikTok, which we not. Ons sit net en skool gee, which we don't. Inteendeel, ek dink die onderwyser is ooit in 'n sitplek as daar 'n klas vir hulle is nie. Soos ek stap maklik in 'n dag enigiets tussen 15,000 tot 20,000 steps hoe ek klas gee. So en in daai 2 minute wat 'n mens 'n breek vat nadat jy die hele les lank, en ons les is 45 tot 50 minute lank, is die beloning vir goeie gedrag in my klas, ons gaan 'n video maak. En die laaste 3 minute van die periode is die hoogtepunt van elke periode, want hulle weet as hulle stout was, doen ek niks nie. Hulle weet as hulle vulgêr antwoorde gee, dan laai ek dit nie op nie. And for them, it has been a positive reinforcement for them to know that I've done good today, so I get posted today. So hulle gesigte word nie gewys nie, jy hoor net die naampie en so aan. Maar ja, en in dieselfde asem ontwikkel ek Afrikaanse woordeskat. Ja, dit is ook belangrik, want ek bedoel, hoe baie keer met ons jonger kinders of ons jonger mense vandag, ons praat 'n Mengelse taal hoor, ons praat Mengels, Ja. Afrikaans en Engels gemeng en ons sukkel met Afrikaanse woorde, so ek moet vir jou eerlikwaar sê, die feit dat jy Afrikaans, ek sien dit van 'n perspektief of jy bemark Afrikaans, jy bemark vir ons Afrikaans, Ja. en ek moet vir jou sê, well done juffrou, Baie dankie. jy is 'n baanbreker in jou veld hoor. Baie dankie, ek waardeer dit. Ag jong, ons probeer. Maar ja, ek wil hê mense moet besef dat elke onderwyser is lief vir hulle vak en dit is eintlik wat ek wil bemark, is dat ons het 'n liefde vir dit wat ons doen.
waarmee ons besig is en dit is die voortbestaan van ons taal en ons inligting en ja, ons en die kinders wat ons trek. Jy weet, almal wil net weet by watter skool is 'n mens betrokke. En nie dat 'n mens nou die hele tyd op die skool fokus nie, maar ja, as dit beteken dat ons 'n paar kan ons 'n paar mense dalk kry om na ons skool toe te kom om te kan weet dat my kind gaan dalk by daai juffrou klas kry. Nie dat ek sê dit moet die enigste motivering wees nie, maar jy weet, tegnologie en sosiale media, dit is wat die kinders ken, dit is hulle motivering, dis die taal wat hulle praat. So I think we need to breach that. Dit is ook and maar we die have to meet toekoms. them there and to get them excited while doing TikToks. It's not dancing en sulke goeders. Nee. Ek gaan nie dit doen nie. Maar net om 'n ander kant van onderwys te wys, dink ek is belangrik dat mense ook kan sien dat ons het ook 'n sin van humor. Ons is ook net mens. Ons maak nie asof ons beter is as iemand of jy weet, en as ek 'n woordjie verkeerd kry, ek is die eerste persoon wat dit korrigeer en regmaak en regstel. Want ek weet nie alles nie. Ek leer ook nuwe woorde konstant en dis die woorde wat ek vir my kinders wil leer. En toe het meneer Alma nou hierso gevra of ons dalk 'n woordjie kan doen, maar ek dink ons kan. Weet julle wat is 'n straight jacket in Afrikaans? 'n straight jacket. Straight jacket, soos daai wat hulle jou so Baie wat die ja, ek wil amper sê mal mense, nie mal mense nie, die mense wat so dink iets 'n bietjie. Straight jacket. Ja. 'n reguit jassie. Weet julle nie, kom. Nee, ek dink die mense moet vir ons in die comments sê en dan dink ek dink jy moet dit nou vir ons sê nee. Ek dink ons moet dalk in die volgende episode as jy wil. Ek Of dink ons kan dit mense aan die onderkant van die maar julle gaan julle doodlag as julle weet wat die Afrikaans is. Wat dink jy meneer Raman? Dink jy juffrou van Biljon moet vir ons sê wat is 'n straight jacket in Afrikaans? Kan ek vir julle sê? Sê vir Dis 'n ons. dwangkous 'n dwangkous. of 'n dwangbaadjie. 'n dwangkous of 'n dwangbaadjie. Maar bro, dit kan 'n soort van hysterie veroorsaak as jy nie geweet het nie. Dit is soos 'n gladde jantjie vir 'n smoothie. Not a lot of people know that. Ja, nee, ek gebruik 'n gladde smoothies baie jantjie. makliker as 'n So daar is soveel mooi en ek dink dis die opsomming van hierdie kwartaal. ja, Ons het soveel mooi by ons skool en ek wil soveel hê dinge wat mooi is. soveel dinge en ons kinders is mooi en veral vir toekomstige ouers, 2026 se ouers. Jy maak die regte keuse om jou kind Brackenfell toe te stuur. En ek sê dit nie omdat ek 'n onderwyser is by die skool of omdat ek by kultuur betrokke is en of verstaan dit ons het 'n goeie skool. Vergeet van dit wat jy dalk al in die verlede gehoor het van ons skool. Kom kyk wat tans aangaan. Met ons nuwe hoof, dit is volgende jaar ons 50ste bestaanjaar. Dit is 'n produksie wat vir die eerste keer geskryf word. Dis ons tienertoneel wat vir die eerste keer na 'n finaal toe gaan. Dit is ons Koor wat so goed doen. koor wat so goed doen. Ons Daar is WP spelers, ons WP hokkie, netbal, rugby. sosiaal doen ons goed, akademie doen ons goed, sport doen ons goed, kultuur doen ons goed. Ons oud leerlinge en ons Wat leerlinge in die terugkom. skool wat miljonêers amper al kan word. Verstaan? Radio-omroepers en al die dinge. Brackenfell is mooi. Daar's mooi op pad. Daar was mooi in die verlede en ek dink ouers moet dit besef, toekomstige ouers, prospective parents, you are not making a mistake by sending your child to this school. We've got so much to give back to the community, give back to prospective parents and students. Ons wil julle hier sien. Ons wil jou deel maak van die mooi wat Brackenfell is. Yeah, and we daar's want to help soveel- your child grow and just En- achieve what they can achieve. And to get to that full potential om 'n afgeronde individu te wees, want that's our core business, is to grow the pupils into well-rounded individuals wat sterk kan staan in die toekoms. En ek dink jy gaan nie 'n fout maak om jou kind hiernatoe te stuur nie. Absoluut nie. Ja. Maar ek dink voordat ons nou nog verder praat, mense is al op pad na hulle vakansieoorde toe. My vakansie plekkie Wag, wag vir my. Vrou lief gaan my nou begin bel hierso. So op Ja. daai noot wil ek net vir jou sê dankie dat ons net bietjie weer hier kon gesit het, net bietjie gesels het. Ek dink jy sal nou voel ek het dit bitter baie gemis. Ja. Hierdie is soos 'n ontladingssessie vir my wat mense net bietjie kan sit en net bietjie oor alles kan praat en nie slegte negatiewe goed nie, maar die mooi goed wat die mense nie altyd sien van ons skool en natuurlik van ons nie. Because they look past the beautiful, they choose not to see the Ja, beautiful. mense is geneig om baie meer te fokus op die negativiteit as positiwiteit en ek dink ons het soveel positiewe goeders wat gebeur het. So
Ek moet vir jou sê, juffrou van Biljon, van my kant af, jy moet 'n wonderlike vakansie gaan hê. Gaan Meneer geniet van elke Sail. oomblik daai wat jy gesê het van ek gaan soveel as moontlik met so min as moontlik. Nee, so min as moontlik vir so lank as moontlik. Daar sou hy nou. Maar ja, meneer van Sail vir jou ook, ek weet, jy het ook 'n welverdiende breek nodig, meneer Haman. Pleasure as always. Dankie En vir bly julle. asseblief bietjie by die huis, meneer Hamman. Nee, Ja. skool toe kom nie. Jy kan net so wel intrek, maar ek dink ook wat belangrik is om vir elke brakkie daar buitekant, elke Brackenfell leerder, elke Brackenfell onderwyser, elke Brackenfell ouer 'n geseënde rusperiode toe te wens. Rus uit, maak haar bekers vol want kwartaal 3, let's be honest, it's going to be very busy. Gaan It's crazy jam-packed. wees. Daar's baie goed wat gaan gebeur. But we will clock in later with giving them a sneak peek of what to expect in term 3. Dit sal in die vakansie, dink ek sal daai episode miskien 'n verskyning maak, maar ons werk nog aan die logistics. But ja, rest out well. Take time for yourself because you can't pour from an empty cup. Dis belangrik dat ons siele voed met goeie goed. En dit was 'n voorreg om kwartaal 2 van 2025 te begin saam met julle en ook te eindig. En dit is Juffrou van Biljon, En meneer van Sail, geniet jou vakansie. rus goed uit.